Goeiemôre aan elkeen en ook elkeen van u wat by die lewendige uitsending ingeskakel is. Ek hoop regtig dat ten spyte van die koue daar buite, ons harte vanoggend in die teenwoordigheid van die Here met sy genade en liefde warm gevul sal word. Juis omdat sy genade vir elkeen van ons elke dag genoeg is. Hierdie week in my besig wees met mense, het ek net weer opnuut besef hoe vinnig die lewe vir ons elkeen kan verander. En daarom is dit oukei om partykeer net stil te wees. Jy hoef nie altyd al die antwoorde op al die vrae te hê nie. Jy hoef nie altyd sterk te wees nie. Al wat dalk in hierdie oggend vir ons nodig is om te hoor is dat ons nie alleen is nie. God sien jou. Hy sien die trane wat niemand anders te sien nie. Hy hoor daardie gebede sonder woorde. Hy verstaan ook die moegheid in jou hart. Hou net aan om die pad moedig te stap. In hom en deur hom is daar altyd hoop en is ons sterker as die storm waarin ons beweeg. Ons God is 'n God wat altyd naby die gebrokene is. Met dit in gedagte kan ons ook ons erediens begin met ons toetrede lied. Ons gaan saam sing Gesang 454, strofe 1, 2 en 3, juis op hierdie Pinkstersondag, waar ons die uitstort van die Heilige Gees herdenk, en ons gaan bly staan vir die wotum en die seëngroet, en dan volg die lofsang ook direk daarna. Kom ons loof die Here vir sy goedheid en sy genade, en die feit dat ons ongeag die baie wat in ons lewe aan die gang is, by sy voete vandag tot stilstand kan kom en rus by hom kan vind. In die woord van die Here staan daar, julle sal die Gees van waarheid ontvang, en julle sal hom ken, omdat hy by julle sal bly, en in julle sal woon. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons luister saam hoe 'n lewe lyk wat deur die Gees van God beheer word en 'n lewe wat in sy teenwoordigheid geleef word, want op hierdie manier leef ons dan volgens die wil van die Here. Vir hulle wat aan Christus Jesus verbind is die oordeel heeltemal weggeneem. Die lewende Gees is so magtig dat hy jou deur Christus Jesus bevry het van die greep wat die sonde op jou gehad het en wat sou uitloop op die dood. Die wet van Moses kon ons as gevolg van ons sondige natuur nie verlos nie. Daarom het God sy eie seun na ons toe gestuur om as offer vir ons sonde te dien. Daarmee het hy afgereken met die sonde in ons menslike bestaan, sodat ons nie meer volgens ons sondige natuur sou lewe nie, maar volgens die Gees. Die mense wat hulle deur sondige natuur gedomineer het, hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge. Maar die wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes is vol van die dinge wat die Gees gelukkig maak. As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood. Maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. Julle word nie meer deur julle sondige natuur beheer nie. Julle word nou beheer deur die Gees, omdat die Gees van God in julle woon. Mag hierdie gedeelte ons waarlik aanspoor om 'n lewe deur die Gees te lewe en so die wil van die Here na te kom. Kom ons getuig met dankbaarheid terwyl hy so bly sit van die oorvloedige liefde en genade waarmee hy ons vryspreek van ons sonde en ons lewe bestaan met sy goedheid kom volmaak. Ons sing saam vonk 79.
Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit Romeine hoofstuk 8 en ons gaan daarvan saam lees vers 1 tot en met vers 17. Romeine hoofstuk 8 vers 1 tot en met vers 17. Vir die van u wat in die Bybel saam volg, is dit min of meer bladsy 154 in die Bybel wat voor my op die kansel is. Dit is juis 'n gedeelte wat handel oor 'n lewe deur die Gees. Die Romeine boek staan of brief staan bekend as een van die moeilikstes in die Nuwe Testament. Dit lees moeilik, maar tog is die boodskap so duidelik dat ons nie anders kan, ons as gelowiges, om 'n lewe deur die Gees te lewe nie en nie toelaat dat ons sondige begeertes en ons sondige drange beheer van ons lewe vat nie. En dis absoluut wat hierdie gedeelte ook dan wil bevestig. Ons lees Romeine 8 vanaf vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het die sonde binne die sondige bestaan van die mens veroordeel deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur as 'n offer vir die sonde. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die sondige natuur. Maar die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die Gees hom besig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Dit kan trouens ook nie. Die wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die Gees van hom, deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy, deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggaam lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daarvolgens te lewe nie. As julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle deur die Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat uitroep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Tot sover ons skriflesing. Mag elkeen van ons hierdie woorde getrou in ons harte en in ons lewens bewaar. Mag ons elke dag kies om volgens die woord van die Here te wandel en mag dit altyd die lig op ons pad en die lamp by ons voet wees. Terwyl jy so bly sit, kom dat ons saam bid. Here ons God, op hierdie Pinksteroggend kom ons in diepe verwondering voor U staan. U is heilig, U is liefde, maar Here, U is ook hier teenwoordig.
Dankie dat U Gees uitgestort het. Nie net op daardie eerste Pinksterdag nie, maar steeds vandag ook in ons en deur ons. Vader, ons open vanoggend ons harte vir U. Laat die Gees soos 'n wind waai deur elke leespasie van hierdie gebou, maar ook in die leespasies van ons lewens. Laat die teenwoordigheid vir ons voelbaar wees tussen al die mense, tussen jonk en oud, moeg en hoopvol, maar ook tussen stikkend en sterk. Vul ons weer met nuwe vuur, nuwe geloof, nuwe liefde vir U, Here, maar ook vir mekaar. Heilige Gees, kom woon in ons lofprysing, kom spreek in die woord en kom werk in ons harte. Here, breek deur elke bietjie weerstand wat ons soms uit onkunde oprig en bring genesing waar daar vanoggend seer is en lei ons na 'n lewe wat van U grootheid kan bly getuig. Here, U het gesê, U sal ons nie as weeskinders agterlaat nie, maar vir ons 'n trooster stuur. Dankie, Here, dat U daardie belofte vir ons waargemaak het. Dankie vir U Gees wat ons leer en troos, ons herinner, maar ons ook lei. Help ons om met oop ore en oop hande vanoggend te ontvang wat U vir ons gebring het. Maar help ons ook, Here, dat ons dit in die wêreld daar buite sal gaan deel. Ons bring aan U die lof en die eer en die heerlikheid. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Waarvoor is jy vanoggend keelvol? Voel jy ook soms dat jy net keelvol is vir 'n klomp dinge in jou lewe? Keelvol vir die wêreld met sy onmenslike eise en druk. Keelvol vir mense wat 'n drama van alles maak. Dalk keelvol vir sukkel of daai oor en oor seer kry. Keelvol vir 'n werk wat jou nie waardeer nie of van jou iemand maak wie jy nie wil wees nie. Keelvol vir daardie finansiële druk waarin daar ook net nie verligting kom nie. Miskien keelvol vir siekte wat jou laat ly, vir konflik wat jou vrede steel. Dalk ook vir jou eie swakheid wat jou keer op keer laat struikel. Dalk selfs keelvol vir die lewe. Dis asof mens soms in jou lewe by 'n punt kom waar jy sê, ek kan nie meer nie. Ek het niks meer om te gee nie. Ek is leeg getap, ek is seer vertrap en ek is moeg gebid. En jy mag so voel. Daar is nie 'n handleiding vir hierdie lewe wat vir elke vraag 'n antwoord het,
of elke probleem 'n oplossing voorgee nie, of vir elke moeilike situasie 'n maklike uitweg bied nie. En daarom bring al hierdie konstante worstelinge in ons lewe ons soms by 'n punt waar ons 'n keelvol moment beleef. Maar vandag, op hierdie Pinksteroggend, wil die Here ons aan 'n baie diep, kragtige waarheid kom herinner. Wanneer jy keelvol is dit juis die perfekte oomblik om geesvol te raak. Om nie maar net op jou eie asem staat te maak nie, maar in jou keelvol moment met God se asem in jou, daardie keelvolheid te bestry. Om jou keelvol situasie met 'n hart vol van die Heilige Gees te beveg. Want sê ons teksvers, die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie. Dit laat julle ook nie 'n lewe van vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak. En wat ons laat roep, Abba, selfs in ons ergste keelvolle oomblik. Daarom is dit so belangrik dat ons vandag sal kies om van 'n keelvol punt by 'n geesvol punt uit te kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar het 50 dae verloop sedert die opstanding van Jesus uit die dood en ons dit gevier het. Vir ons was dit 50 doodgewone dae van normale roetines, uitdagings, 'n voortgaan met ons lewe van elke dag. En in hierdie 50 dae wat verloop het sedert die opstanding, het ons waarskynlik meer as een keer 'n keelvol oomblik beleef. Selfs Jesus se disippels het in die dae voor en na sy opstanding ook deur 'n magdom emosies gegaan. Aanvanklik was daar vrees oor wat nou met hulle sou gebeur. Dan die verbasing oor die leë graf. Dan weer onsekerheid oor hoe die pad vorentoe sal lyk na sy hemelvaart. Hulle het self ook in hierdie 50 dae 'n punt bereik waar hulle godsdiens waarskynlik vervlou het, hulle geloof met tye kragteloos was en die vrees en onsekerheid hulle oorweldig het. Maar dan op daardie 50ste dag gebeur daar iets onbeskryflik groot. Iets wat hulle in totale verwondering laat en wat 'n groot opgewondenheid in hulle lewe wakker maak. En dit was die dag toe die Heilige Gees op hulle lewe uitgestort is. Die disippels is daardie oggend almal bymekaar en skielik is daar 'n sterk wind wat waai. En wat so kragtige uitwerking op hulle het dat dit hulle in beweging bring. Hulle kom op hulle voete. Dit open hulle monde, dit versterk hulle harte, maar dit verdiep ook hulle geloof. 'n Nuwe era breek vir hulle aan die oggend met Pinkster. Hulle word nie meer lam gelê deur hulle keelvolle oomblikke van onsekerheid en vrees nie, want daar het 'n nuwe krag in hulle gekom wat hulle stewig laat staan. Wat vir hulle moed en krag gee om te bly volhard en op te staan en aan te gaan waarvoor hulle geroep is. Die heilige hemelse wind wat daardie dag gewaai het nie net die vertrek gevul waar hulle bymekaar was nie, maar dit het ook elke leë spasie in die binnekant van hulle harte gevul en het soos nuwe asem geword wat die lewe in hulle teruggebring het. En is oor hierdie asem, hierdie nuwe lewe wat Paulus in Romeine 8 wat ons saam gelees het, dan skryf. Hy sê, nou leef julle nie meer vir julle self nie, julle leef 'n lewe deur die Gees van God. Hy wil vir sy hoorders, maar eintlik ook vir ons sê, omdat jy in Jesus Christus glo, was sy kruis en sy opstanding die waarborg dat jy met sy Gees volgemaak sal word. En omdat jy geesvol is, beteken dit dat jy anders sal moet kyk na die dinge waarvoor jy keelvol is. Die gelowige kan dus nie toelaat dat die keelvol momente van die lewe hulle bestaan beheer nie. Hulle moet toelaat dat die Gees hulle lewe beheer. Is nie verkeerd om soms keelvol te raak nie. Maar hoe langer daai keelvolheid in jou lewe bly, hoe groter word jou bitterheid.
hoe meer steel dit jou vrede, vernietig dit jou hoop, bevraagteken jy jou geloof, word jy 'n slaaf van jou vrese en 'n slagoffer van jou seerkry. Dit terwyl jy reeds volgemaak is met die lewegewende krag van God se Gees. Hierdie gedeelte in Romeine 8 is aan die een kant 'n diep teologiese deel, omdat dit ons presies die werking van die Gees wil verduidelik. Maar aan die ander kant is dit ook 'n baie sterk pastorale deel, omdat Paulus presies verstaan wat dit beteken om keelvol vir lewe of lewensomstandighede te wees. Juist daarom wil hy vir die hoorders van hierdie skrywe bemoedig en hulle versterk, selfs daar waar hulle keelvol vir die lewe en hulle eie lewensomstandighede is. Paulus probeer in hierdie gedeelte argumenteer dat die Heilige Gees die gelowige vrymaak van hulle eie sonde, skuld en swakheid, en daarom kan jou keelvol momente nooit 'n groter krag op jou uitoefen as wat jy toelaat dat die Gees van God in jou op jou lewe uitoefen. Die keelvolheid mag jou nooit in die geesvolheid laat twyfel nie. Romeine 8 dien ook as 'n antwoord op Paulus se eie worstelinge in sy lewe en sy tekortkominge, waarvan ons in hoofstuk 7 reeds lees. Hy is keelvol vir sy eie swakheid en sy menslike gebrokenheid. Hy sê, die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Maar die goeie wat ek moet doen, dit doen ek nie. En dit bring hom by 'n punt waar hy in vers 24 van hoofstuk 7 sê, ek is 'n ellendige mens. En dan vra hy die vraag, wie sal my tog van hierdie doodsbestaan, hierdie keelvol moment van my eie swakheid kom red? En dan volg hoofstuk 8 met die antwoord, en dit bring ook 'n radikale verandering in sy eie situasie. Paulus se eie swakheid en gebrokenheid verander, omdat God sy seun gestuur het om die gelowige daarvan te bevry en vol te maak met die Gees wat in hulle woon. En daarom sê Paulus heel aan die begin van hoofstuk 8, daarom kan daar nie meer veroordeling wees vir iemand wat in Christus lewe nie. My eie swakheid beheer my nie, want omdat ek in Christus is, lewe sy Gees in my en deur my, en neem hy beheer van my menslike swakheid en my innerlike gebrokenheid. My keelvol omstandighede bind my dalk soos 'n slaaf vas, maar my geesvolle identiteit in hom maak my vry, ongeag hoe moeilik en swaar my omstandighede ook lyk. Paulus wil sê, hierdie vryspraak is joune, omdat sy Gees jou syne gemaak het. Die Heilige Gees word vir Paulus die sleutel tot oorwinning, 'n nuwe identiteit en geestelike volheid. En waar die Gees jou vol maak, sê hy kan niks, hoe swaar, hoe seer, hoe groot ook al in jou lewe, jou weer leegmaak aan die binnekant nie. Waar die keelvol momente jou innerlik en geestelik doodmaak, is dit die Gees wat altyd weer die lewe in jou herstel en jou hoopvol maak ongeag die omstandighede. Maar dan sê Paulus 'n baie belangrike ding. Hy sê, al is daar met ons menslike swakheid en tekortkominge afgereken, behou ons nog ons sondige natuur solank as wat ons in hierdie lewe is. Jou sondige natuur en menslike geaardheid is steeds aktief en gaan steeds bepaalde invloed op jou lewe hê. Met ander woorde, daar gaan steeds keelvol oomblikke in hierdie lewe wees. Of dit nou veroorsaak word deur omstandighede buite ons beheer, en of ons self vir daardie keelvol oomblik verantwoordelik is, dit gaan daar wees. Maar in daardie keelvol oomblik het ek en jy 'n belangrike keuse om te maak. Gaan ons deur die vleeslike laat beheer, of gaan ons kies dat die Gees in daardie brose, stikkende oomblik beheer van ons situasie en ons omstandighede vat? Gaan ons sondige menslike natuur oorneem
en toelaat dat ons in haat en wraak en ontevredenheid en moedeloosheid en wanhoop vasgevang word? Of gaan ons toelaat dat die Heilige Gees my diepste binnekant volmaak, vir my die pad wys, die lesse leer, my in kalmte laat verder loop en weer stilte in die storm bring? Die gelowige kan volgens Paulus nie anders as om te kies dat die Gees beheer van jou lewe vat nie. Hy sê in vers 9, julle, met ander woorde die gelowiges, leef nie deur 'n lewe wat deur die sonde beheers word nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. Julle is geesvol. Daarom moet ons anders kyk en anders optree en veral ook vasbyt wanneer ons keelvol is. Die vleeslike lewe lei op die ou einde tot uitputting, vrees en geestelike dood, presies die gevolg wat 'n keelvol lewe tot gevolg het. Maar 'n geestelike lewe daarenteen bring vrede, lewe en hoop, selfs in die moeilikste omstandighede. Maar dan voeg Paulus 'n baie belangrike perspektief by. Hy sê, jy wat kies om wel geesvol te lewe, jou identiteit word verander. Jy sal nooit weer die titel van sondaar, veragtelike of elendige mens, soos hy na homself verwys, kan dra nie. Jy kan nooit weer daai titel dra nie. Want sê hy in vers 14, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, sal genoem word kind van God. Die dinge wat jou keelvol maak, bepaal nie wie en wat jy is nie. Die Gees van die lewende God wat in jou is, bepaal wie jy vir hom sal wees. En so kom daar dan 'n totale verskywing op die ou einde in ons selfbegrip, maar ook in die lewenskrag wat ons moet gebruik om die lewe aan te pak. Jy leef nie meer uit jou gebroke self nie, maar danksy hom leef jy as kind van God. Ons kan nou vra, maar hoe vergelyk 'n keelvolle lewe teenoor 'n geesvolle lewe? Kom ons gaan kyk vir 'n oomblik. 'n Keelvolle lewe sê ek is moeg en ek is moedeloos. 'n Geesvolle lewe daarenteen sê daar is geen veroordeling meer nie. 'n Keelvolle bestaan sê ek is vasgevang in 'n vleeslike, selfgerigte lewe. 'n Geesvolle lewe sê jy lewe deur die Gees wat krag en vrede bring in die storm. 'n Keelvolle bestaan maak jou 'n slaaf van vrees, veroordeling en twyfel. Terwyl 'n geesvolle lewe maak dat jy 'n kind van God is, 'n erfgenaam saam met Christus wat in sy heerlikheid sal deel. In 'n keelvolle lewe is alles op my eie krag en maak dit my geestelik dood. In 'n geesvolle lewe woon die Gees in jou en maak jou lewe nuut. Op die ou einde in 'n keelvolle lewe sê jy ek kan nie meer nie. Maar 'n geesvolle lewe sê ek kan. Omdat hy in my woon en deur my werk word die onmoontlike vir my moontlik. Daarom is dit so belangrik dat ons op hierdie Pinksteroggend sal beweeg van keelvol wees na geesvol wees. Maar geesvolheid is nie 'n eenmalige ervaring slegs op Pinkster nie. Dis 'n elke dag se kies. Om geesvol te wees beteken nie jy sal nooit weer keelvol wees nie. Maar dit beteken jy staan op met krag wat nie joune is nie. Jy dink en praat anders want hy dink vir jou en hy praat deur jou. Jy gee nie op nie want iemand binne in jou laat jou weer op jou voete staan. Jy sien, geesvol bring 'n binneste volheid in ons wat ook aan die buitekant van ons lewe sigbaar moet word. 'n Geesvolle lewe maak dat ek in my keelvolste oomblik met vrymoedigheid kan roep, Abba. Geliefdes, ons raak soms keelvol.
want ons is gebroke mense in 'n gebroke wêreld. Is nie verkeerd om moeg te wees en moedeloos te word nie. Selfs Elia het onder die besembos gaan lê, keelvol vir die lewe en het gesê, Here, vat my lewe. Hanna was keelvol omdat sy gesukkel het om swanger te raak. Job was keelvol oor al die rampe wat hom getref het. Jona was keelvol omdat hy nie die planne van die Here verstaan het nie. God was meer as een keer keelvol vir die hardkoppigheid en ongehoorsaamheid van sy volk. Selfs Jesus was keelvol vir die wettiese sisteme van die fariseërs, die misbruik van mag, die uitbuiting van die gebreklikes wat onregverdig verstoot en vertrap is. Ook Jesus het moeg geword. Sy disippels was meer as een keer in daardie 50 dae moedeloos, verward, angstig, bekommerd en miskien ook keelvol. Maar vandag op hierdie Pinksteroggend herinner die teks en die Here ons ook deur sy Gees aan 'n kragtige waarheid. Wanneer jy keelvol is dit die beste tyd om geesvol te raak. Dit is wat al die bogenoemde Bybelfigure ook moes doen. Hulle het in hulle keelvol wees, hulle na God gerig en gekies om hulle met sy grootheid en sy goedheid vol te maak. En dit verander hulle lewe op die ou einde, dit bring vir hulle 'n nuwe identiteit. Hanna sê op die ou einde, U is 'n God wat my sien. Job sê, ek luister nie meer na mense nie, want ek het U self gesien. Elia staan weer op onder daai besembos en kon die Here in stilte op die berg gaan ontmoet. Dis hoekom God jou ook nie vanoggend net wil los, daar waar jy keelvol is nie. Hy roep jou, sê kom na my toe, laat ek jou volmaak. Nie met oppervlakkige dinge of maniere nie, maar met die Gees wat lewe gee. En daarom staan daar so mooi in Romeine 8 vers 26, 'n paar verse aan van ons geleesde gedeelte, vind ons hierdie ongelooflike trooswoorde. Daar staan, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Hy tree vir ons in, wanneer ons nie weet wat en hoe om te bid nie. Hy weet wat ons nodig het, selfs al het ons nie die woorde om dit te sê nie. En op die ou einde laat hy alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Die Gees verander nie altyd die storm nie, die Gees verander jou vir die storm. Daarom het ons gebroke wêreld meer mense nodig wat kies om geesvol te lewe. Sommige dae blom ons, ander dae bloei ons. Maar elke dag groei ons, danksy die Gees in ons. Daarom sluit ek af met die woorde van Romeine 15 vers 13, heel wat later in die Romeine brief. En dis my gebed vir elkeen van u vanoggend. Mag God deur die geloof julle met alle vreugde en vrede kom volmaak, sodat julle hoop sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Mag vandag daardie dag wees waar jy sê, ek is keelvol, maar ek kies om geesvol te bly lewe. Amen. Ons gaan saam sing Gesang 442, strofe 1 en 2. U bly staan vir die geloofsbelijdenis en dan sluit ons ook af met 'n gebed wat ons in gewydheid gaan sing, 'n stadiger, 'n gebed sing ons stadiger as ander liedere, want dit is juis 'n gewyde oomblik waar ons in opregtheid met God praat. So ons sing Gesang 442, strofe 1 en 2. U bly staan vir die geloofsbelijdenis en dan sing ons ook slotgebed uit Vonklied 484, hartlik saam.
Saam met die kerk van alle eeue doen ons belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met julle elkeen wees. Amen. In die skadu van die verlede en die drome van ons toekoms, is dit die Gees van God wat ons lei deur donker en lig. Met elke stap wat ons neem, leef ons in sy genade, ons harte gevul met hoop, geloof en liefde. Laat ons groei in geloof, laat ons gloei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade, met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. Wat vrugte dra in die seisoen van sy tyd, soos die sterre wat helder skyn in die hemel van die nag. Ons lewe vir sy glorie, ons gee ons harte geheel. Ons loop die pad van diens, nederigheid en waarheid. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade, met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. En elke storm en elke vreugde, ons vertrou op die Here, sy woord is ons gids van die oggendglans, door die laatste sons ondergaan. Sal ons sy naam loof, vir ewig dankbaar wees. Laat ons groei